Goeiedag, ek is Christian de Nuysen. En ek wil vir u vra, waar is die hemel? En dit klink nou na 'n baie dom vraag. Die antwoord is tog maklik. Ek gaan uit die huis uit en ek kyk op in die lug. Daar is die hemel. Maar ek bedoel nie die hemel waar die wolke is en duisende kilometers en selfs ligjare verder, daar waar die son en die maan en die sterre is nie. Ek bedoel die hemel waar God is. Die Here Jesus leer mos vir ons om te bid. Onse Vader wat in die hemele is. Die Here leer ook vir ons daar in Matteus 5 van vers 16. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. By 2 geleenthede, terwyl die Here Jesus in die liggaam op aarde was, het God die Vader vanuit die hemel gesê, dit is my geliefde seun. En toe Jesus Christus vir ons sondes aan die kruis gesterf het, opgestaan het uit die graf en opgevaar het na die hemel, skryf die apostel Petrus dat hy heen gegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is. Die apostel Paulus verklaar dat hy self weggeruk is tot die 3de hemel. Daar word ook dikwels gepraat van die 7de hemel. En dit is vanuit die hemel dat ons die wederkoms van ons Here Jesus verwag. Paulus beskryf vir ons dat die Here self van die hemel sal neerdaal met 'n geroep. Tog kan dit nie die hemel wees wat ons kan sien nie. Die Russiese ruimtevader Yuri Gagarin het heel sinies verklaar dat hy God nie daar in die ruimte, dus in die hemel gesien het nie. Natuurlik sou hy nie die Here daar gesien het waar hy in sy ruimtetuig rondgewentel het nie. God het immers die hemel en die aarde gemaak en Jeremia sê vir ons, hy het die aarde gemaak deur sy krag en die wêreld gegrond deur sy wysheid en die hemel uitgespan deur sy verstand. En dit wat hy gemaak het, kan tog nie sy tuiste wees nie, want waar het hy hom dan bevind voordat hy dit gemaak het? In 2 Kronieke 2 vers 6 word die vraag gevra, maar wie is in staat om vir hom 'n huis te bou? Want die hemel, ja, die hoogste hemel kan hom nie bevat nie. Ja, ek glo beslis in die hemel waar die Here is, en waar die Here Jesus vir ons plek gaan voorberei het, en waar hy in die regterhand van sy Vader sit. En Paulus het verklaar dat hy smag daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar een ding is seker, dis nie 'n geografiese plek wat 'n mens met 'n ruimteskip kan bereik nie. Die natuurlike mens verstaan hierdie dinge nie, omdat ons dit nie geestelik kan beoordeel nie. Wanneer die Here Jesus ons leer bid, onse Vader wat in die hemel is, dan kom dit daarop neer dat ons nie aards van God moet dink nie. En die woorde wat in die hemele is, word bygevoeg, dat ek moet weet, dat ek nie so aan God mag en kan dink nie. Die profeet Jesaja maak dit vir ons duidelik, want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë, en my gedagtes as julle gedagtes. Natuurlik kan ons nie God se gedagtes verstaan nie. Indien ons dit kon doen, dan sou dit beteken het, dat hy nie werklik so verhewe is nie. Dat hy nie werklik so verhewe God is nie. Ja, hy besit 'n ontoeganklike lig. Broer en suster, dit is so 'n geweldige troos om te weet, dat ek in die hande is van 'n God wat nie uitgedink is en die skepping van 'n vrugbare verbeelding is nie, maar 'n God wat ver bo die hemel en die aarde verhewe is. Hy is almagtig. En dan besef ek ook dat ek nie aardsgebonde is nie, want ek weet dat ek volgens die apostel Petrus 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis het, wat in die hemel vir my bewaar word. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, lei ons deur u Heilige Gees, dat ons lig so sal laat skyn, dat u wat in die hemele is, daardeur verheerlik sal word. Lei vir ons so, dat ons sal streef om volmaak te word, omdat u volmaak is. Dankie vir die troos, dat ons verseker word van 'n hemelse tuiste, wat deur ons Here Jesus vir ons voorberei is. Amen.